Right, ons is nog steeds besig om patrollie te ry. Ek het my Mavic 3 thermal drone hier uit. Jy sal sien verskil van hom en ander drones is hy 3 lense. Die een is die thermal lens, die ander een is die zoom lens en die ander een is die wide angle. Seker maar daai is die wide angle en daai is die zoom lens. So, dis 'n lekker kompakte masjienkie. Hy kan vir jou 45 minute in die lug bly, hang af hoe sterk is die wind. As die wind sterk is, bereken hy self hoe lank hy in die lug kan bly. So hy gaan minder of wel, hy gaan nie meer as 45 minute nie, maar hy sal miskien minder vlieg. Maar maak seker jy weet hoe hy gevlieg kan word. Onthou, hierdie ding is nie gemaak om vir jou buddies en jou chommies te wys hoe hy in die huis kan vlieg of in jou skuur of wat nie. Gebruik hom op patrollie. Dit is 'n game changer as ek dit so in Engels kan gebruik. So met jou remote en jou thermal, sit hom op die boks en kom ons kyk wat gebeur. Right, ek het nou my controller in my hand. Daar is my drone in die lug. Nou kan jy rondspeel met die kameras. Data kom nou op thermal. Draai met jy na my toe. Daar kan ek my nou duidelik sien. Dan kan jy die palette verander. Party ouens hou van gekleur, party ouens hou van black and white. My favorite is white en dan black is die gedeeltes wat hitte het. Wat ek al van nou is om hom eers heen en weer te beweeg, seker te maak al die sensors werk. Daar's niks wat miskien in die lug gaan uitval nie, want dit is 'n duur besigheid hierdie. Jy moet seker maak jy vlieg nie met hierdie ding in die drade of in die takke en of iets nie. Links en regs, op en af, pan links, pan regs. Ek sien daar's my drone sê ek is normal, so ek het geen probleme nie. Ek kan gou 'n draai vlieg. Ek sit hom lekker op tot op so 30 meter. Dan weet ek hy gaan nie ergens in 'n boom vasvlieg nie. En nou kan ek maklik kyk na my beeste. Ek kan die paaie vlieg. Jy kan hom ook in discreet mode sit. So jy druk een van hierdie knoppies, dan sit jy al sy liggies bo af. Dan is hy stik donker. So sê nou net jy is in 'n geval van 'n plaasaanval en jy wil met die drone in beweeg sonder dat enige met jou sien. Hulle gaan wel 'n gezzz hoor, maar daar gaan geen liggies wees nie. En jy sal duidelik die mense en die persone of wat ook al kan sien op die skerm. Dis same met as jy byvoorbeeld 'n klomp ouens is wat 'n plaasaanval wil afweer of na toe gaan, kan een ou met die drone vlieg. 2, 3, 4 ander ouens kan met thermals, byvoorbeeld die Falcon 25 of die Falcon 35, inbeweeg in die bosse. 'n Groot voordeel van die Falcon handheld, die Micro Falcon handheld thermal is, as die wind paai waai en die weer is sleg, dan gaan jy nie voeter nie met jou drone daarin nie, want dit gaan nie werk nie. Dan kan jy jou handhelds gebruik om nog steeds die job gedoen te kry. So daai twee werk saam. Ek sou sê, as jy so iets doen, koop vir jou die drone, koop vir jou die Falcon 25 of 35 thermal, dan kan jy al twee gebruik. Byvoorbeeld, sien nou net jy jaagskelms rond, en hierdie se battery is ewe skielik pap, maar die ou is daar en jy moet hom agtervolg, dan kan jy maklik jou thermal uithaal, jou handheld, en jy kan hom daarmee volg. Want ek gaan my beeste vlieg, ek sal ook so op die skerm video neem, dan sal ek dit ook vir julle ouens post, dan kan julle mooi sien hoe dit lyk. Maar hierdie is waarlik 'n game changer, vir jou hele gemeenskap, vir jou plaas, want as manne weet jy het hierdie tegnologie tot jou beskikking, gaan hulle jou verseker uitlos, of hard daarin dink om jou te pla. Right, ek het hierdie thermal nou uitgevat, my drone nou uitgevat, en ek is so besig om 'n pad te patrolleer. So hy loop nou, en hy vlieg nou lekker, en ek kan nou duidelik sien wat op hierdie pad aangaan. So daar kan julle sien op my controller, volg ek die pad. Hier is voorwaarlik 'n game changer, soos ek in die Engels kan aanhaal.
Ook net belangrik, jou antennaatjies moet altyd jou drone kan sien. As jy byvoorbeeld sien, hy gee vir jou 'n alarm wat sê, nee, hy kan nie jou meer sien nie, jou controller kan nie meer jou antenna, jou drone sien nie. Al wat jy doen is, jy klim net op in die lug. Hoe hoër jy is, hoe beter. Hoe beter kan jy jou antenna dan weer jou drone sien. As julle daar kan sien, kan ek duidelik my beeste sien. Lekker, kan ek hulle sommer tel ook as ek wil. So dis 'n groot voordeel van jou drone. Jy kan van die lug af in thermal vision, in visie, kan jy maklik sien as daar enige probleme is. Of iemand jou beeste aanjaag, of hulle na een of ander draad is of heining is wat hulle nie mag wees nie. Nog 'n lekker ding wat jy met 'n drone kan doen. Jy kan kyk of jou tanks vol is. As jy kan sien op hierdie skerm, wat ek ook die video sal post is, daar kan ek sien my sementdam of my sinkdam, hoe propvol is hy. Buitegedeelte van die damwal is wit, donker gedeelte wat die ander kleur is swart binne. So jy kan jou watertanks check, as jy byvoorbeeld 'n tank bo op 'n berg het, of 'n Jojo tank wat bo op 'n berg is, en jy wil weet of hy vol is. In plaas van om met jou cruiser daar op te jaag, vir 'n uur lank, kan jy jou drone vat, opvlieg en gaan kyk of jou tank vol is of leeg is, of jou pomp moet aansit of wat ook al. Jy kan jou pyplyn ook gaan, terwyl jy die pyplyn wat oploop, sien hy loop op die grond, kan jy hom inspekteer. Daar is so baie goed wat jy met 'n drone kan doen. Jy kan jou vee tel, jou bakke, jou goeders check, jy kan jou paaie patrolleer. Maak dit seker jy koop vir jou die thermal drone, want dit is regtig 'n game changer.